Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Vandag staan ons stil by deel 12. Dit is die laaste paar versies, die laaste 3 verse van hoofstuk 2. Sê gou vir my, wat is die doel van hierdie baksteen? Het hy enige nut, soos wat hy nou hier is? Vervul hy op hierdie oomblik enige funksie? Behalwe om te dien natuurlik as 'n illustrasie, waarvoor hy nie in die eerste plek gemaak is nie. Nee. Terwyl 'n baksteen daar, eenkant op 'n hoop lê, het hy geen doel nie. Hy het wonderlike potensiaal, maar ten spyte van daai potensiaal, is hy geheel en al nutteloos. Vergelyk hom nou met daai baksteen wat in 'n muur ingemessel is. Dink julle daai een binne in die muur vervul 'n funksie? Beslis ja. Ek meen, as hy uit die muur verwyder word, is die muur stikkend, daar's 'n gat. En met die komende winter, wel, dan gaan jy koud kry. As die reën kom, dan gaan dit nat wees binne in die gebou. As daardie baksteen nie vinnig vervang word nie, gaan die muur verder uitmekaar val. Elke baksteen in hierdie hele gebou se mure is essensieel en vervul 'n funksie. Nie een van hulle is oorbodig nie. My punt is, 'n klomp bakstene wat daar eenkant op 'n hoop lê is nutteloos, totdat hulle in 'n struktuur ingemessel word. En jy moet vandag besef dat jy 'n baksteen is. 'n Baksteen met 'n funksie. Maar ongelukkig ken ek 'n hele paar bakstene wat veronderstel is om 'n funksie te vervul, maar hulle het klipkoppe geword, wat nie bereid is om te luister nie. Nou wonder ek of jy dalk een van daardie klipkoppe is. Weet jy self waar jy vandag staan? Ek weet dat daar heelwat van julle is, wat bruikbare bakstene geword het, en wat die funksie wat God vir jou gegee het, uitvoer. Ek sien julle, ek ken julle, en ek weet. Maar hoekom is dit nodig dat jy jou regte plek as baksteen moet inneem? Weet jy waar jou plek is en weet jy hoe om dit in te neem? Wat is die voordele om 'n bruikbare baksteen te wees? Ek hoop dat jy vandag, na hierdie boodskap, sal 'n huppel in jou stap sal hê, omdat jy die plek ontdek het waar God jou kan gebruik, en dat jy met groot vreugde sal uitsien na dit wat op jou wag. Juis omdat jy op die regte plek is. So kom ons lees, wat skryf Paulus in hierdie laaste 3 versies van hoofstuk 2. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Verlede Sondag het ons vers 11 tot 19 behandel, en daarin het ons reeds 2 vergelykings gesien. Paulus vergelyk die gelowiges eers met burgers van 'n koninkryk, en daarna vergelyk hy hulle met 'n huisgesin. Burgerskap is 'n breë assosiasie van medeburgers met mekaar. As hy dan nou beweeg na 'n huisgesin toe, dan word die assosiasie baie meer intiem. Dit is 'n beweeg van die algemene gemeenskaplikheid na 'n meer intense, besonderse verbintenis. Wanneer hy nou verder beweeg na 'n gebou, dan is dit nie weer terug na 'n algemene toe nie, maar na 'n beeld wat nog meer intens as die vorige 2 was. Met hierdie laaste vergelyking demonstreer hy vir ons die eenheid wat daar tussen gelowiges is, selfs tussen Jode en nie-Jode. Daar's 'n algemene eenheid tussen gelowiges as medeburgers, maar dan volg daar 'n hegter eenheid as gesinslede. En uiteindelik is daar selfs 'n nog nouer verbintenis van eenheid wat daar in die gesin kan wees. Jy sien, as familielede kan ons uit mekaar beweeg. Al is ons deur bloed aan mekaar verbind, is dit moontlik dat ons baie kan skei. Dit is selfs moontlik dat ons met mekaar kan beklei. En daarom beweeg hy na 'n vergelyking
wat ons eenheid nog hegter demonstreer, nog beter demonstreer, die van 'n gebou. 'n Gebou word met stene aan mekaar gesit, né? Stene in 'n muur word aan mekaar gemessel. En een steen kan nie sommer maar net besluit, ek wil nie meer deel wees van hierdie muur nie. Want dan tuimel die hele gebou in mekaar. Elke steen is noodsaaklik vir die gebou om te bly staan. Maar daar's 'n paar kwaliteite van hierdie gebou wat ons in berekening moet bring. Eerstens het dit 'n fondament. En tweedens het dit 'n hoeksteen. So kom ons kyk eers na hierdie twee kenmerke voordat ons verder gaan. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. Almal weet wat is 'n fondament. Maar wat beteken dit dat die apostels en die profete die fondament is? Ons weet wie die apostels was, maar van watter profete word hier gepraat? Mense is nogal in die versoeking om te dink dat dit die Ou-testamentiese profete is. Maar as ons mooi kyk, dan is hierdie eintlik een groep mense waarvan hier gepraat word. Die Ou-testamentiese profete was egter nie direk betrokke by die vestiging van die kerk nie. Maar in die Nuwe Testament word die gawes wat vir die kerk gegee word genoem as die apostels, die profete, evangeliste, herders en leraars. Dit is dus duidelik dat dit nie hier die Ou-testamentiese profete is nie. Nou die rolle van apostels en profete, alhoewel hulle verskillend was meeste van die tyd deur albei vervul. Gemeenskaplik aan al twee, apostels en profete, is dat hulle direkte autoriteit gehad het om namens God te praat en God se onfeilbare woord opgeteken het. Dit is nie die apostels en profete as persone waarop die fondasie van die kerk gebou is nie. Dit beteken bloot dat hulle die instrumente was wat die fondasie van die kerk gelê het. Deur hulle werk en hulle lering het hulle hierdie fondasie gelê. Hulle het rondgetrek en oral die woord van God, die evangelie, geproklameer. Met ander woorde, hulle het geprofeteer. Hulle was baanbrekers wat nuwe terreine betree het om die kerk van Christus te vestig. Met ander woorde, hulle was ook apostels. Nou die woord apostel is baie lank terug reeds gebruik vir mense soos skepskapteins, wat namens hulle koning nuwe wêrelddele ontdek en geproklameer het. En dit is presies wat die apostels vir Jesus, hulle koning, gedoen het. Maar die vraag mag dalk ontstaan by sommige van julle wat al julle Bybels 'n bietjie gelees het. Is Jesus nie die fondasie van die kerk nie? Paulus skryf mos in 1 Korintiërs 3, vanaf vers 10. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Maar hier in Efesiërs word Jesus die hoeksteen van die gebou genoem. Die hoeksteen was tegnies eintlik deel van die fondasie. Dit was net die belangrikste deel daarvan. Jesus as persoon is self die fondasie. En die apostels en die profete het hierdie fondasie gelê toe hulle Jesus kom verkondig het en so die kerk geplant het. Maar wat is die funksie van 'n hoeksteen dan? 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. 'n Hoeksteen het in daardie tyd 'n baie belangrike rol gespeel. Dit was nie die primêre deel wat al die gewig gedra het nie, maar dit was die deel wat die stabiliteit, die vorm en die rigting van elke muur bepaal het. So 'n steen moes baie versigtig gekies word. Hoe die gebou sou lyk, is deur die grootte, die plasing en die vorm van hierdie hoeksteen bepaal. En dit is wat Jesus vir ons is. Hy bepaal ons vorm en ons rigting. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Baie jare voordat Jesus aarde toe gekom het, skryf die profeet Jesaja reeds in Jesaja 28 vers 16. So sê die Here my God,
ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip, wat fundament aan fundament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Hierdie klip, wat deur die bouers afgekeur is, wat uiteindelik die hoekklip word vir die kerk, word reg deur die Bybel ons rots genoem. Ja, Jesus is ons rots waarop ons gebou is. Maar daar's ook 'n ander interessante vertaling van hoeksteen, wat in Engels 'n capstone is. Dit is die laaste steen wat bo opgevoeg word en wat die hele gebou eintlik afrond. As ons hierdie betekenis ook in gedagte hou, dan sal ons daaraan dink dat Jesus die Alfa en die Omega genoem word, die begin en die einde, die eerste steen en die laaste steen. A verse that helps clarify the confusion is Luke 20 verse 18, in which Jesus states, "Everyone who falls on that stone will be broken to pieces. And when it falls on anyone, it will crush him." Someone could fall on a cornerstone, given its location at the base of a building. In contrast, a capstone could fall on someone since it crowns a building. It is likely that Jesus indirectly refers to himself as both the capstone and cornerstone here. Maar daar is 'n derde steen wat ook belangrik is. En sommige mense reken dat die betekenis van die woorde wat gebruik word ook hierdie steen insluit. En dit is die sluitsteen of keystone. Ek dink dit is hoekom die 1983 vertaling sê in vers 21, "In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel van die Here." Dit sluit saam. Hy voeg almal van ons saam in een gebou en hy sluit ons so goed saam dat ons nie uitmekaar sal val nie. Hierdie gebou word dan 'n tempel genoem, waarin God kom woon. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Nou, 'n tempel, weet ons, is die woonplek van God. In hierdie geval is dit egter nie 'n fisiese gebou nie, maar bestaan uit gelowiges wat in eenheid saamgebou is tot 'n tempel waarin God kan woon. Dis wie die kerk is. Ons is 'n tempel vir die Here. Maar hoe word hierdie tempel gebou? Kom ons dink 'n bietjie aan die tempel van Salomo. Hoe is daai tempel gebou? Dit is nie met hardgebakte bakstene gebou, soos wat ons vandag doen nie, maar met klippe, wat uit 'n steengroef gehaal is, en gewelddadig gekap is, maar tog ook versigtig voorberei is. Hulle is geskaaf, gekap en gevorm. Elke klip was uiteindelik uniek en anders. Dit mag dalk klink of daar 'n vreeslike gekap en geraas op die tempelterrein was, terwyl Salomo die tempel gebou het. Maar dis nie wat ons lees nie. In 1 Konings 6 vers 7 staan daar, "Vir die bou van die tempel is daar klaargekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, bytels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie." En hierdie is baie belangrik. Die klippe wat uitgekap is met ander woorde vooraf voorberei. Versigtig is daar groewe in daardie klippe gemaak, sodat hulle perfek in mekaar sou pas. Hulle is gevorm. Mense word ook vooraf voorberei om deel te word van die tempel. Jy word nie deel van die kerk om 'n Christen te word nie. Jy word deel van die kerk omdat jy klaar 'n Christen is. Nee, die Heilige Gees doen vooraf 'n werk in jou, sodat jy in die gebou gevoeg kan word. In elke gelowige het die Heilige Gees daardie voorbereidingswerk gedoen. Hy het wedergeboorte in jou gewerk. Hy het jou geestesoë oopgemaak om die waarheid raak te sien. Hy het jou hart ontvanklik gemaak sodat jy die waarheid sal aanvaar en sal lief hê. Hy het jou 'n bepaalde hoeveelheid kennis gegee en geloof in jou hart kom werk. Gekap, gebreek en geskaaf aan jou.
totdat jy gereed was om ingevoeg te word saam met al die ander stene, sodat julle saam die tempel kon vorm. Op die terrein waar die tempel staan, is daar nie 'n lawaai waar daar aan mense gekap word sodat hulle by die waarheid moet inpas nie. Nee, daai kapwerk word gedoen voordat jy deel word van die kerk. Daar is nie veronderstel om in die kerk 'n gebakleierery te wees oor die essensiële waarhede waarin ons glo nie. Die kappery moet vooraf gedoen word. Wat ons glo is verskriklik belangrik, maar die vorming word vooraf gedoen. Teen die tyd dat jy inskakel by die kerk, dan het jy reeds die essensiële waarhede wat ons verkondig aanvaar. In vers 21 is daar 'n Griekse woord wat so 'n bietjie uitgeval het in die 1983 vertaling. In die ou Afrikaanse vertaling en in die 2020 vertaling word dit so gestel: in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. In die King James vertaling is dit in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Die Heilige Gees doen hierdie vorming in jou, sodat jy gereed kan wees om ingevoeg te word in sy tempel, die kerk. 'n Tempel wat waardig is vir God om in te woon. Ons is sy woonplek. Vers 22, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Nou, het julle gesien hoe belangrik 'n groot kerk is? Het julle gelees dat daardie tempel verrys tot 'n massiewe tempel? Nee, dis nie wat ek gelees het nie. Kyk hoe word hierdie tempel beskryf. Vers 21 noem ons 'n heilige tempel vir die Here. Ons het al voorheen gepraat oor die betekenis van die woord heilig. Eerstens beteken dit om afgesonder te wees vir spesiale gebruik. Die kerk is so deur God afgesonder vir hom. Ons behoort aan hom en hy gebruik ons. En dit beteken hy rus ons ook toe sodat hy ons kan gebruik. Maar heilig beteken ook sonder sonde. Ons sonde is weggeneem en daarom is God se kerk, sy woonplek, gereinig van sonde deurdat hy daarvoor betaal het en ons vergewe het. Hierdie woonplek van God is heilig. Nie omdat die stene so perfek en volmaak is nie, maar omdat die persoon wat in hulle woon so absoluut heilig en perfek is. God beskryf nie vir ons sy tempel as 'n groot gebou met baie stene nie. Nee, 'n groot kerk is nie wat vir God belangrik is nie. 'n heilige kerk, dis wat God wil hê. Die grootte is nie belangrik nie, en daarom doen hy moeite om die heiligheid van sy kerk te beklemtoon. Maar hierdie tempel, ons, is nie net heilig nie, ons is lewend. In 1 Petrus word dit meer breedvoerig vir ons verduidelik. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God die ereplek vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Jesus is die lewende steen, want hy het uit die dood uit opgestaan. Maar jy sal onthou dat ons verlede Sondag gesien het dat ons een is met Christus. En dit beteken ook ons is in Christus. En soveel is wat hy uit die dood uit opgestaan het, soveel het ons ook uit die dood opgestaan. Omdat hy lewe, leef ons ook. Hy het lewe in ons geblaas, voordat hy ons saam met die ander stene in sy tempel ingevoeg het. En daarom is ons lewende stene. Maar Petrus gee vir ons, hierdie lewende stene, 'n opdrag. Hy sê in vers 5, laat julle as lewende stene opbou. Ons word vooraf voorberei, sodat ons ingevoeg kan word in die mure van die tempel, maar ons vorming hou nooit op nie. Ons word steeds opgebou. En ek moet toelaat dat daai werk gedoen word. So ek het ook 'n verantwoordelikheid daarvoor. Nou, 'n gebou klink of dit 'n dooie struktuur is. Maar hier leer ons dat ons 'n lewende gebou is. 'n Gebou wat opgebou word.
Maar wanneer hierdie gebou verrys en groter word, is dit nie omdat dit meganies gebou word nie, maar omdat dit organies groei. Dit lewe. Vers 21 sê, in hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Nou hierdie Griekse woordjie wat met verrys vertaal word is auxano. En dit beteken groei. Al die Engelse vertalings waarna ek gaan kyk het, gebruik die woord grow. Verrys is 'n baie mooi Afrikaanse woord. Dit beteken dat iets groter en groter word. Ons moet net verstaan dat die kerk nie groei deur dominees of pastore wat die kerk laat groei, deur allerlei tegnieke en leierskapstyle nie. Ons is nie in die konstruksie besigheid nie. Dis God wat die kerk laat groei. En hy laat groei dit deur lewende stene toe te voeg aan sy tempel. Maar soos ons reeds gesien het, is dit nie die hoeveelheid stene wat belangrik is nie, maar die kwaliteit van elke individuele steen. Maar kom ons kyk net weer na vers 22. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Paulus sê ons groei saam tot 'n heilige tempel. Maar daar is nog iets wat ons saam doen. Ons word saam opgebou tot 'n geestelike huis. En dit is die opdrag wat Petrus vir ons gee, naamlik dat ons moet toelaat dat ons opgebou word. Ons word wel vooraf voorberei om in te pas en deel te word van God se tempel, maar ons vorming hou nie op nie. Ons groei steeds saam geestelik. Ons skaaf aan mekaar en deur ons interaksie met mekaar groei ons saam. Jy sien, 'n gebou word soms geskit. Daar's allerlei dinge wat in ons lewens gebeur en dan word ons geskit en daai skudding veroorsaak 'n vibrasie en terwyl ek dan so geskit word, skuur ek aan my medestene en my medestene word geskit en hulle skuur aan my en so is ons saam besig om mekaar deurlopend te vorm. Yster slyp yster en stene vorm ook mekaar. Maar ons moet oplet wie hierdie groeiwerk uiteindelik doen. Ons word opgebou tot 'n woning van God. In die Gees staan daar. Ons is nie maar net 'n gewone woning nie. Ons is 'n heilige geestelike woning wat voortdurend verbeter word. Ons word voorberei deur die Gees wat ons regkap en skaaf, maar ons word ook opgebou deur die Gees. Ons groei deur die Gees wat in ons werk. Dis hy wat die werk in ons doen. Wat leer ons in hierdie gedeelte? Kom ons vat dit net vinnig saam. Gelowiges word vergelyk met 'n gebou. Uit die 3 vergelykings, burgerskap, 'n gesin en 'n gebou, is die gebou die sterkste voorbeeld van eenheid omdat die stene onlosmaaklik aan mekaar verbind word. Elke steen is uniek en elke steen het 'n plek wat net hy kan vul. Hierdie gebou is gebou op die fundament wat die apostels en die profete gelê het en wat ons vandag ken as die Nuwe Testament. Christus self is die hoeksteen en die kopsteen, die Alfa en die Omega. Die een waarop die kerk gebou word en wat die hele struktuur aan mekaar hou en wat hom uiteindelik afrond en voltooi. Die kerk is God se tempel, sy woonplek. Hy lewe en ons is lewende stene saam met hom in 'n lewende gebou saamgevoeg. Dit alles is die werk van die Heilige Gees. Dis wat ons geleer het. Nou, het jy al gewonder of die Heilige Gees jou voorberei het om in te pas in hierdie heilige gebou? Staan jy op die fundament van God se woord? Is hy jou rots waarop jy vertrou en bepaal hy die rigting waarin jy groei? Is hy die een wat jou aan mekaar hou? Is Jesus jou hoeksteen en jou kopsteen en jou sluitsteen? Is jy lewend in Jesus? Is jy heilig en toegewy aan hom? En groei jy geestelik in kennis en vertroue en in jou verhoudings met jou medestene? Is jy ingemessel in God se gebou?
Of lê jy daar eenkant, doelloos en nutteloos rond? 'n Dooie klipsteen vind sy doel wanneer hy ingemessel word in 'n gebou. 'n Lewende steen vind sy doel ook eers wanneer hy ingemessel word in eenheid met God se ander stene, as hy saam met hulle die tempel van God word. Let nou op, dat dit nie individuele stene is wat die tempel vorm nie. Dis eers wanneer ons saam gevoeg word tot 'n eenheid, dat hulle saam die tempel van God is. Waar word daar ooit vir 'n individu in die Bybel gesê, jy is die tempel van God? Nee, dit word altyd vir 'n groep mense gesê, julle is die tempel van God. Jy kan nie aanspraak maak daarop, dat jy op jou eie die tempel van God is nie. Ja, ons liggame is inderdaad die tempel van God, omdat die Heilige Gees in jou is. Maar ons as gelowiges saam vorm die tempel van God waarin hy woon. Is jy deel van daardie tempel, daardie lewende, heilige tempel? Dan alleen kan jy jou Godgegewe roeping, die doel waarvoor hy jou gemaak het, vervul. Hy het jou geroep om jou funksie te vervul in sy liggaam, in sy gebou. Waar staan jy vandag? Of lê jy iewerster op 'n hoop, nutteloos en doelloos? Of daar eenkant alleen? Laat die Gees van God jou opbou. Gee jouself vir hom, sodat hy jou in die plek kan plaas waarvoor hy jou voorberei het. Daardie plek wat net jy kan vul. Amen.